Nou hartlike goeiemôre vriende, ons is die Here en ek dankbaar dat ons andermaal weer kan saam wees so rondom sy wonderlike woord. Ons is die Here dankbaar dat hy vir ons na tyd van afwesigheid weer saamgebring het, dat ons so 'n bietjie weer kan kyk na hierdie aktuele onderwerpe. En ons is die Here ook innig dankbaar vir elkeen van u wat vir ons gebid het, elkeen wat ook saam met ons die pad gevolg het toe ons daar na Namibië gegaan het om bietjie uit te reik na die gemeente daar in Okania en ook daar in Walvisbaai. En die gebed van my hart is dat die Here ook die werk daar ryklik sal seën, dat die Here daagliks by die gemeente sal voeg die wat gered is, en dat die Here ook daar die mensies daar sal gebruik in sy diens en tot sy eer. Nou, dis vir my voorreg ook om vanmôre dan aan te gaan met hierdie reeks aktuele boodskappe. Nou, daar is heelwat temas wat ek gehanteer moet word, en wil ek maar net weer hier van die staanspoor vir u sê, dat ek nie dink ek het al die antwoorde, en ek weet alles nie, maar wat ek vir u kan beloof is, dat ek ondersoek sal doen vanuit die woord van die Here, vir u 'n goeie Bybelse antwoord te gee, vir die vraag wat u het, en dan die gebed van my hart dat u verdere ondersoek sal instel, en as daar enige vraag ook voortvloei uit 'n onderwerp wat hanteer is, dat u groot vrymoedigheid sal neem om dan vrae te vra. Nou vanmôre gaan ons uitkom by hierdie gedagte, mag ons afbeeldinge van Jesus maak. Dit is nou beelde, prente, skilderye en al hierdie dinge wat mense vandag dan ook maak van die Here Jesus Christus. En dan gaan ons poog om dan ook vir u die antwoord te gee, wat van ornamente in my huis en in my tuin, daar is soveel stemme wat opgaan, om te sê, jy mag nie 'n dwergie in jou tuin sit nie, en jy mag nie, as jy gaan toer in Afrika, een van daardie kameelperde wat uit hout gekap is, na jou huis toe bring nie, en al hierdie dinge wat vandag mense se gedagtes eintlik half besig hou. Is ek die besig om die regte ding te doen, of te sondig teenoor die Here? En ek gaan poog om vir u Bybelse antwoorde te gee hieroor. Maar kom ons val weg met die eerste vraag, mag ons afbeeldinge, dit is nou beelde, prente, skilderye ensovoorts, van Jesus maak of vertoon? Nou vriende, ek dink die antwoord is redelik voor die hand liggend, en dit is dat ons eerder moet wegbly van so gebruik, om dan hierdie prente, beelde of skilderye van Jesus te maak. Ons weet, ons word groot, en in ons sonnaskoolboekies word daar hierdie gesig van ons Here Jesus geplaas, gewoonlik met die lang hare, met die fynbesnaarde gesig, met die wit kleed aan, en hierdie is glad nie die beeld van hoe die Here Jesus gelyk het nie. Ek dink meer dit hoort by die Rooms-Katolieke kerke, wat geweldig betrokke is by afgodediens en aanbidding van beelde, en aanbidding van dinge wat buite die skrif staan, en dinge wat die Here nie vir ons gee nie. As ons die woord van die Here bestudeer, dan sien ons dat die vroeë kerk glad nie hierdie ding gepromoveer of aanbeveel het nie, en manne soos die apostel Petrus, en dan van die ander apostels, en selfs die apostel Paulus het nooit die gemeentes aangemoedig om 'n beeld daar te stel, wat dan ook lyk soos die Here Jesus, sodat hulle hom kan aanbid en 'n beeld in hulle gedagte kan hê van wie hy is nie. Die Here leer vir ons baie duidelik dat ons wandel deur die geloof en nie deur aanskoue nie. En dis 'n baie belangrike saak, dat ons as kinders van die Here moet onthou, dat ons dien die Here in gees en in waarheid, en dat ons deur die geloof vanuit die geopenbaarde woord van God die Here moet aanbid vir wie hy is en hoe hy homself in die woord van die Here dan openbaar. Nou vriende, as ons gaan kyk na die Ou Testament, dan sien ons dan in Eksodus 20 vers 4, skryf Moses, en hy sê, jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Julle mag naas my geen silwergode maak, en geen goue gode vir julle maak nie. So wat kom sê God vir sy volk hier? Die Here kom sê vir sy volk, dat hulle nie 'n beeld moet maak van hoe hulle dink God lyk, en dan hierdie beeld aanbid nie. Dit sou sonde wees, dit sou rebellie wees teenoor God, en dit sou afgodediens gewees het, wanneer hulle 'n beeld gemaak het, en gesê het, hierdie beeld is my God. Jy sal onthou, in Eksodus 20 het die Here sy wet gegee vir die volk, en van die berg Sinaï het hy gekommunikeer met die volk, en nou lees ons die hartseer verhaal, nie baie lank daarna nie, dat hierdie volk vir hulle dan 'n goue kalf gemaak het. En wat vir my eintlik skrikwekkend was van hierdie goue kalf gedagte, is die Bybel sê, nadat hulle hierdie goue kalf opgerig het, het hulle gesê, dit is jou gode, o Israel, wat jou uit Egipte land laat optrek het. Toe Aaron dit sien, het hy daarvoor 'n altaar gebou, en Aaron het uitgeroep en gesê, môre is daar fees tot eer van die Here. U sien vriende, 'n fees tot eer van die Here met 'n beeld as die fokus, sou beteken dat hulle in afgodediens verval het. En dis presies ook wat die Here ons oor waarsku in die Nuwe Testament. En u kan miskien vir my vra, waar in die Nuwe Testament lees ons dit? En ek gaan vir u gou lees wat sê die apostel Petrus. En ons kan daar blaai na 1 Petrus 1 vers 6 tot 9.
Die apostel Petrus het saam met die Here Jesus gewandel. Hy het die Here Jesus gesien fisies, hy het aan hom geraak, hy het hom gehoor. En nou sê Petrus, daarin verheug julle heel, al word julle nou as dit nodig is 'n kort tydjie bedroef onder allerhande beproewinge, sodat die beproefdheid van julle geloof wat baie kosbaarder is as goud wat vergaan, maar deur vuur gelouter word, bevind mag word tot lof en eer en heerlikheid by die openbaring van Jesus Christus. Hoor nou, vir wie julle, al het julle hom nie gesien nie, tog liefhet, in wie julle al sien julle hom nou nie, tog glo, en julle verbly met onuitspreeklike en heerlike blydskap, en die einddoel van julle geloof, die saligheid van julle siele verkry. Kan u let op hierdie waarheid? Kan u sien wat Petrus vir ons wil sê? Die apostel Petrus kon baie maklik vir hierdie gemeente gesê het, hoorie, kom ons maak 'n beeld van die Here Jesus. Ek onthou nog helder en duidelik hoe hy gelyk het, en ek kan onthou hoe sy gesig was, en hoe hy dan ook as mens geleef het saam met ons. Kom ons bou 'n beeld, en dan sit ons hom op, en dan aanbid ons hierdie beeld. Maar Petrus sê, nee. Ons gaan nie 'n afgod van Christus maak nie. Hy sê vir hierdie mense, luister, julle het hom as verlosser en saligmaker dan in julle lewens ontvang. Hy het julle die verligting van die verstand gegee om te sien julle sondaars, dat hy die redder is, en julle het gered geword. En nou, julle het hom nog nie gesien nie, maar julle het hom lief, omdat hy die een is wat julle sonde vergewe het, omdat hy nou julle redder, julle meester en julle koning is. En wie julle al sien julle hom nou nie, tog glo. Duidelik sê Petrus vir hierdie gemeente, julle sien Christus nou nie, maar tog glo julle in hom. En nou die belangrike saak, en die einddoel van julle geloof, die saligheid verkry. U sien, ons wandel deur geloof en nie deur aanskoue nie. Ons wandel deur hierdie geloof, en ons weet dat die einddoel van ons geloof, die heerlikheid van Christus is. Dan gaan ons hom sien in sy heerlikheid soos hy is. Tot dan aanbid ons hom in gees en in waarheid. En hoe aanbid ons die Here? Ag vriende, gaan lees die Nuwe Testament. Gaan lees die 4 kosbare vertellings van Jesus se aardse lewe, Matteus, Markus, Lukas en Johannes. Sien hoe die Here dan ook uitreik na hierdie mense, hoe hy wonders en tekens doen, hoe hy sondes vergewe, hoe hy later aan die kruis sterf vir ons sonde, hoe hy die dood en die graf en die hel oorwin, hoe hy opstaan, hoe hy opvaar en sê, ek kom weer om julle na my te neem. Dan aanbid ons hom nie met 'n beeld in ons kop en gedagte nie, maar ons aanbid hom omdat ons weet, hy is God wat mens kom word het. Ons aanbid hom vir wie hy is, die attribute van God, sy heilige karakter, dit wat hy hom in die woord openbaar, en deur dit word ons siele verryk. En aanbid ons nie 'n beeld nie, maar aanbid ons die persoon van Jesus Christus, soos hy hom geopenbaar het in sy wonderlike woord. U sien, 64 na Christus skryf Petrus hierdie brief aan die vervolgde Christene. En Petrus kom roep nie 'n beeldhouer en sê, kom maak 'n beeld van Jesus nie, maar hy sê eerder vir hierdie mense, kom ons aanbid hom, soos hy homself in die woord vir ons openbaar. Daarom is belangrik, vriende, dat ons nie nou beelde van die Here sal maak nie. Ek dink dis verkeerd om vir kinders in hulle kinderboeke hierdie prentjies van Jesus deur te gee, waar hy met hierdie lang hare en die fyn besnaarde gesig en die wit kleed dan kindertjies op sy skoot laat sit. Ek dink dis om vir kinders 'n valse beeld van die Here Jesus te gee, want onthou, hy was 'n Jood. Hy is gebore uit 'n Joodse familie. Die Bybel sê vir ons uit die stam van Juda. Hy is God wat mens kom word het, en daarom enige afbeelding wat ons van hom maak, sal verkeerd wees in die sin, omdat ons in 'n verkeerde rigting beweeg, en dit kan lei tot afgodediens, dat wanneer ons bid, ons hierdie beeld in ons kop het, en tot hierdie beeld bid, wat ons dan ook gesien het as kinders, of miskien as groot mense, of 'n skildery wat gemaak is, en dan het ons die probleem, dat ons met afgodediens besig kan raak. Nou vriende, belangrik om te weet, dat ons die Here Jesus moet aanbid, soos die woord dit aan ons verklaar en openbaar. En dan het is so voetnota. Ons gaan net gou vinnig ietsie noem oor dan hierdie vraag wat mense gevra het rondom, mag ek ornamente in my tuin sit? En ek dink dis eintlik 'n hele ander vraag, en ek gaan dit vinnig vir u beantwoord, want ek dink nie ou moet 'n hele oordeenking spandeer aan dit nie. Daar het so tyd terug 'n DVD van 'n man met die naam van Tiaan Gildenhuys uitgekom, waar hy 'n DVD gemaak het, maak skoon jou huis, en waar hy baie dinge koppel. Hy sê, as jy jou kinders sekere klere aantrek, kan daar sekere bindings wees op hulle lewe, hulle kan nie slaap in die aand nie, dis nou klere van Superman en Spiderman, en as jy ornamente gekoop het in Afrika, kan die Afrika gees in jou tuin gekom het, in jou huis gekom het, en ag vriende, ek wil nie sy motiewe beoordeel nie, maar ek dink dis 'n absolute belaglikheid. Luister, nêrens in die skrif sê die Here vir ons, ons mag nie 'n ornament of een of ander ding in ons tuin plaas vir versiering nie. U sien, dis nie afgodediens
om jou tuin te versier nie. Dis nie afgodediens wanneer ek in Afrika, wanneer ek toer daar 'n kameelperd koop van een van hierdie beeldhouers en dit in my tuin sit om my tuin te versier nie. U sien, dit is wanneer ons nou begin om wetties te raak, om mense slawe van onsself te maak, om mense te bind met een of ander oortuiging wat ek gekry het, en ek weet nie waar hulle dit kry nie, want die skrif leer vir ons niks oor hierdie dinge nie. Die Here sê vir ons mag nie beelde maak waarvoor ons buig nie. Sal dit verkeerd wees om 'n seekoei uit Afrika te kry en om te sit in my tuin en voor hom te buig en te aanbid? Verseker. Ek dink dis logies. Ek dink dis voor die hand liggend. Maar vriende, om dit te sit vir 'n ornament in jou tuin, 'n dwergie of 'n fietjie of wat ook al, jy moet tog nie almal glo wat kom met al hierdie dinge van 'n fietjie het daai betekenis en 'n dwergie het daai betekenis en elkeen suig uit sy duim 'n klomp snert om mense te bind nie. Daar is sekere dinge wat die Here in die Bybel duidelik verbied en daar is ander dinge wat die Here vir ons 'n geestelike vryheid gee. En as jy 'n ornament in jou tuin wil sit, doen dit. En nou kom die vraag ook wat mense vra. Nou wat van as jy 'n Boeddha beeldjie vat of een van Hare Krishna se gode of weet van die boeddhiste of wat ook al die geval mag wees. Dan wil ek vir u sê, ek dink daar is ook 'n duidelike lyn wat ons moet trek. Want hierdie is beelde van afgode wat in die wêreld gedien word. Daarom dink ek moet ons nie drogbeelde aanhou en in ons huis vertoon en dan hierdie drogbeelde eintlik vertoon as een of ander iets wat my tuin versier nie. Ek dink ook daar het ons die wysheid van die Here om dan die lyne te kan trek. Maar wat ek vir u eenvoudig wil sê vanmôre is, moenie 'n slaaf word van 'n mens nie. Daar is duidelik neergelegde dinge in die Bybel en een van die dinge is ons moenie 'n beeld van die Here Jesus Christus maak nie. Ons moenie skilderye, afbeeldinge of een of ander ding van die Here maak nie. Waarom nie? Petrus sê vir wie julle al het julle hom nie gesien nie tog liefhet, en wie julle al sien julle hom nou nie tog glo. En die einddoel van julle geloof die saligheid van julle siele verkry. 'n duidelike lyn wat Petrus in die sand trek, dat ons nie van die Here Jesus 'n afbeelding moet maak nie, dat ons nie hierdie afbeelding moet aanbid nie. Die ander goeters, ornamente in jou tuin, vriende, ek dink daar's 'n vryheid in Christus, en ek dink as jy dit vir versiering in jou tuin sit, vir die mooi lyk van jou tuin, en ook om hierdie kunstenaar se werk daar te sit, dink ek, geen probleem nie. En ons as kinders van die Here sit nie afgodsbeelde in ons huis nie, want ons weet daar is een God, die alleenwyse God, die God van Abraham, Isak en Jakob. Die Bybel sê wat ons moet aanbid in gees en in waarheid. Ek glo u verstaan en ek vertrou dat u ook die waarheid van die woord sal sien en dat u nie laste sal lê op mense nie, dat u nie laste sal lê op mense wat die Bybel nie op hulle lê nie, en dat u sal bly by wat die skrif sê, en nie wat elke Jan Rap en sy maat uit sy duim suig om 'n las op jou te laai nie. Mag die Here ons wysheid gee en insig, en mag sy genade vir ons genoeg wees, en mag sy krag ook in ons swakheid volbring word. Mooi dag vir u, seën en liefde, en ons praat weer môre verder as die Here ons spaar. Tada!